Liewe gemeente, broers en susters in die Here, aan ieder en elk in die naam van Christus Jesus, die koning van die kerk en daarom die koning van hierdie gemeente, hartlik welkom. Die afkondigings wat ons saamgebring het, sal ons na afloop van die erediens aan julle voorhou. Ons tree toe tot die genadetroon van die Here, en wat 'n genade is dit nie? Elke Sondagoggend, elke Sondagaand. En ons doen dit met strofe 1 en 3 van lied 190, van harte saam te sing, terwyl ons bly sit, en daarna die wotum en die groet van ons Here. En ek kyk op na die berge en vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Om dan te kan bely, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, trou bly tot in alle ewigheid, en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. En daarom, kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die trustvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Psalm 118, die tuisesberuiming, ons loflied, nou dat ons saam is in 'n godsontmoeting. Ons bly sit terwyl ons dit sing, die eerste strofe, Psalm 118.
Kom ons bely ons geloof in God drie-enig, wie se goedheid tot in ewigheid duur. Die apostoliese geloofsbelijdenis en daarna spontaan Psalm 145, strofe 1 en 12. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Ek glo in hom wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood. Opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Wie die naam van die Here verhef, hom vrees, sy heerlikheid, sy krag. Dit is die kind, dit is die gemeente wat buig voor sy wet. Die wetsaankondiging en daarom as Nuwe Testament gelowige eers 'n perspektief vanuit die Nuwe Testament en dan na die Ou Testament te blaai. Romeine 4, enkele verse. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom of haar toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy of sy kry die vryspraak deur hulle geloof.
So sê ook Dawid, dat die mens geseënd is, wat deur God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om. Geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. En nou God se wet, vanoggend afgekondig uit Levitikus 19. Spontaan daarna, skrifruiming 14:1, strofe 1 en 3, waarna ons saam bid. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie, want ek is die Here julle God. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat dit vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag, wat oorbly tot die derde dag moet verbrand word. Wie daarvan op die derde dag eet iets onreins. Dis nie vir my aanneemlik nie. Wie daarvan eet is skuldig, want hy of sy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal van sy volksgenote afgesny word. Wanneer julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie, en ook nie die aarde wat bly lê agterna gaan optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes, of die korrels wat op die grond val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom of haar beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie, want ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie, jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het, of die vooraanstaandes bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste, jy mag nie loop skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie, want ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenote nie, maak die geskil openlik met hom of haar uit, en moenie wat hy of sy verkeerd gedoen het teen hulle bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want ek is die Here.
Ons bid saam. Onse Vader in die hemel, saam in die woning met U, o grote koning, se naam op ons lippe, pleit ons driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, om U seën in wat ons doen. Ons belydenis, ons nederig buig voor U wet, ons lied, maar bovenal, as ons buig onvoorwaardelik voor U woord, U wat sê en ons wat luister, U wat laat verkondig, en ons wat antwoord in nederige gehoorsaamheid, pleit ons, wees ons genadig in die hoor van U woord, in die bediening van U woord, in die uitleef van U woord. Maak ons daartoe bereid om U te dien met hart en mond en hande. Ons gebed saam voor U troon, uit genade. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord en daarna 'n menskind aan die woord met die bediening van die Here se woord. Kom ons blaai in die 83 vertaling na Genesis 22. Genesis 22 en ons lees die eerste 19 verse. En as die Here ons genadig is vanoggend se woordbediening 'n eerste preek en daarna volgende Sondag en miskien 'n Sondag daarna nog gefokus uit hierdie hoofstuk. Baie bekend, ons begin lees by vers 1. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Ons kan dit ook vertaal met, hier is ek.
Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel om Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Tot daar die Here aan die woord. En nou 'n nietig mens aan die woord met ons fokusverse, vers 1 en 2. Met ons tekstema, hier is ek. Geliefdes in Christus, die Godsopenbaring van Genesis 22 se eerste 19 verse. Dit is aangrypend. Abraham en Isak op pad. Hulle het koers ingeslaan op baie spesifiek die Moria pad. En ek is nie ligsinnig as ek sê, die Moria pad was nie die pad see toe nie. Abraham en Isak op die pad na Moria is nie op pad met vakansie nie. Hulle het koers ingeslaan op die Moria pad omdat die Here gesê het, Abraham moet die pad loop. Hou dit vas. Die Here het dit gesê. En die Moria pad is nie 'n maklike pad nie. Inteendeel, Abraham se Moria pad was 'n moeilike pad. Die Moria pad van die Abraham mens was 'n moordende pad. 'n Swaar kruippad. 'n Swaar kruippad wat Abraham nie beplan het nie. Maar hoor nou mooi, dis die pad wat die lewende God vir hom beplan het.
swaar kry pad, wat die Here dalk ook al op u pad neergesit het. Of dalk in die week. En nou wil ek sê, geliefdes, en ons weet dit almal, maar kom ons onderstreep dit vir mekaar, die begin van 'n pad is mos maklik. Of kom ons sê, die begin van 'n wedloop. Die Comrades wedloop is op pad, die marathon is op pad. Kyk 'n bietjie, as u so bevoorreg is, om op televisie die wegspring te kan bekyk. Daar's nie een wat lam en tam en uitgeput is nie. Almal spring weg. En dan kyk jy later weer, as die man met die pistool staan om te skiet. Hoe sleep hulle in? Die begin van 'n wedloop is maklik. Dis aangenaam. En op 'n mens se lewenspad, om dit einduit te loop, is verseker nie altyd maklik nie. Maar om klaar te maak, dis die punt. Om die lewensreis te voltooi. Om goed geseën klaar te maak, dis wat tel. Met ander woorde, geliefdes, ons het dit oor deursettingsvermoë, ons het dit oor volharding op die pad. Abraham en Isak en Enak, en vers 1 en 2, Genesis 22. En nou wil ek sê, luister aandagtig broer en suster en kinders. Enige werklike, betekenisvolle menslike prestasie verg volharding. Stem nie. Ek herhaal. Enige werklike, betekenisvolle menslike prestasie verg volharding. Enige pad verg volharding. Of 'n mens op die pad bo op die wolke loop, en of die Here sê, die Moria-pad vir jou, beide verg volharding. En nou, kom ons fokus op die Moria-pad. 'n beproewing is 'n moeilike ervaring. Hoor nou mooi wat ek sê, wat 'n mens se werklike waardes en verbintenisse en oortuigings na vore laat kom. Kom ek sê dit andersom, 'n beproewing wys jou ware kleure. Genesis 22. Die lewende God aan die woord, hy roep na Abraham, die vader van al die gelowiges.
Abraham, sê hy, en wat antwoord Abraham? Doodgewoon, hier is ek. En ek gaan dit nou vir u verduidelik. Maar ek wil eers sê, Abraham het hierdie stem al van tevore gehoor. Dis die stem wat al in die verlede vir hom gesê het, pak jou goedjies, Abraham, en laat jy gaan, laat jy trek. Hierdie stem het vir hom gesê, trek weg uit alles wat vir jou bekend is en waaraan jy waarde heg. Gaan. En hierdie wegtrek was aan 'n belofte gekoppel. Hierdie stem wat nou met Abraham praat, is dieselfde stem wat sy toekoms vir hom oopgemaak het. Ons kom nou by Isak. Laat staan jou land, trek. En hy het. Die stem het al in die verlede vir hom gesê, daar is 'n verbond tussen my en jou. En die stem het vir hom gesê dat sy vrou 'n seun sal hê in haar ouderdom. God se stem. En nou weer 'n keer in Genesis 22. En nou, broer en suster, wat ek nou gaan sê, dink jou Abraham in, maar maak dit ook van toepassing op elkeen van ons se lewe, in dit wat ek nou gesê het. Dit het so goed gegaan. Alles het so seepglad verloop. Abraham het inderwaarheid geen probleme ervaar. Die Here het gesorg. En uit die bloute dieselfde stem wat vir Abraham gevra het om alles in sy land prys te gee, ter wille van 'n belofte, jou nageslag sal baie wees. Dieselfde stem vra van Abraham om hierdie belofte prys te gee, om dit so te stel, om hierdie belofte in Isak, hy moet hom slag. Hoe op aarde werk die Here? Dieselfde stem wat vir hom die belofte gee, is die stem wat vir hom sê, gaan slag die belofte. Maar geliefdes, as ek gesê het, hoe op aarde werk dit? Hoe op aarde werk die Here? Dan kan ons dit vra, maar dit is belangriker om te vra, wat sê Abraham? Hy sê, Isak. Dink jou in wat die Here van hom vra. Broers, jy wat 'n seentjie het, dink jou in. Abraham sê Isak. En geliefde, dis baie meer as bloot net 'n antwoord op die vraagwoord van God. Abraham
sê ongeag hoe die Here in die verlede met hom gedoen het. Dis reg, Here, ek tree aan. As U praat, tree ek aan. Hierdie hier is ek beteken, ek hoor U stem. Ek sal U opdrag nie ontduik nie. Ek sal nie die pad vat nie. Ek sal nie die rug op U keer nie. Ek sal nie vir U sê, Here, hoekom doen U dit nou aan my nie? Ek is dan Abraham. Net, hier is ek. En in die hier is ek, lees ons af, ek sal nooit maak asof ek U nie hoor nie. Ek is volkome beskikbaar. Ek is in U hande, o God. Ek is tot U diens. Gaan slag vir Isak. Ek is in U diens. En die Here sê Abraham, en Abraham sê hier is ek. En die Here sê vat jou seun, jou enigste Isak wat jy liefhet. Kry koers. Na die landstreek Moria en offer Isak daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Dis verstommend. Dis menslik onbegryplik. Maar dis die lewende God wat sê. Maar is ook verstommend dat Abraham sê, hier is ek. Hoor mooi. Al verdwyn die lag en die luister uit Abraham se lewe. Al verloor Abraham met die offer van sy seun sy droom. Want God het beloof dat Isak die begin van 'n nuwe gemeenskap met die mensdom gaan wees. Al verloor Abraham alles, Here, hier is ek. Op jou pad. Die Moria pad. Nee, Here, nie op my ouderdom nie. Nie nou, na alles. Of, hier is ek. Wat is die punt? Die punt is, U en ek moet aantree as die Here roep, as hy 'n mens se naam uitroep. Ook vir U Moria pad en myne. Abraham se was verskriklik. Die Moria pad. Wat dit ook al behels. Maar nou, hoe volhard 'n mens op die Moria pad?
Hoe maak 'n mens dat as die Here roep en ons met 'n bepaalde pad loop, dat 'n mens nie op 'n stadium in jou lewe sê, "Ekskuus Here, ek het nie gehoor nie." Maar jy sien, ek was so gelukkig, alles was so mooi, alles was so goed, ek was so geseën. "Ekskuus Here, ek het nie gehoor nie." Hoe volhard 'n mens op 'n Moria-pad? Hoe kry 'n mens daar gestap tot by die berg? Daaroor volgende Sondag, as die Here ons spaar. En ek nooi u hartlik om te kom hoor, hoe loop 'n mens op die pad van Moria? En ek sluit af en sê, en genadiglik Abraham het dit nie geweet soos u en ek dit weet. En mag ek 'n uitsondering maak ten slotte? Jy wat dalk vanoggend beleef, mensdom, dis waar ek is. Ek is op pad na Moria. Here, en ek weet nie hoe gaan ek daar uitkom. Vir jou sê ek, en daarmee vir ons almal saam, u en ek weet van 'n pad na Moria, maar u en ek weet ook van die pad na Golgotha. En ek weet dat die Here Jesus Christus daardie pad end uit gestap het. End uit. En tot volgende Sondag op jou pad sê Jesus van Golgotha af, op jou pad sal ek jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En daarom sê ons saam, hier is ek, Here. Amen. Geliefdes, kom ons sing vir die bevestiging van 'n broer en susters in die besondere dienste. Skrifwoording 11:2, strofe 1 en 2.
Broers en susters, omdat ons 'n geloofsgemeenskap is, daarom ook die losmaking van broers uit die besondere dienste aan u bekend te maak. Nadat hulle ontslag van die kerkraad gevra het en die kerkraad dit biddend beoordeel het en dit ook so goedgekeur het. Daarom vra ek dat broeder Hans Diedericks en Tinus van Rensburg wat as ouderlinge gedien het sal opstaan en Dion Vraus wat as diaken gedien het. Geliefdes, sien hulle raak, sien ook raak met watter moeite broeder Hans opstaan, hy is ernstig siek. Broeder Dion as diaken met uiterste werksomstandigheid en Tinus hulle wat verhuis het, maar tog in die gemeente gaan bly, maar wat dit vir hom onmoontlik maak om van Kalinin se kant af in die nag huisbesoek te doen. Hierdie 3 broers, die Here sal julle dienswerk agterhaal met sy liefde en dit bevestig in tyd en ewigheid. Dankie vir julle dienswerk as gemeente en mag die Here julle vashou en begelei vorentoe. Hiermee julle losmaak. Ek vra dat broeder Van Roos, suster Christa Roos, suster Annetjie Marks en suster Fiona van Staden hulle plekke hier in die liturgiese ruimte sal kom inneem. Broers en susters, broeder Van Roos word as ouderling bevestig en hy neem verantwoordelikheid vir die hele gemeente, maar baie spesiaal vir die wijk waarin broeder Hans Diedericks diensbaar was, BAO1. Sy vrou, suster Christa Roos, as diaken vir BAO1, waar suster Riekie van Jaarsveld vir baie jare tot met haar oorlye gedien het. Suster Annetjie in wijk BE1 en suster Fiona in wijk M5 as diaken. En daarom, geliefde gemeente, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroer en ons medesusters wat as ons broer ouderling en die ander as diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet julle, broeder Van en die susters, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die dienswerk van ouderlinge en diakens aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, asook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat 'n mens nodig het.
As ouderling, geliefde broer, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie aan net 1 of 2 toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Jou opdrag as ouderling is dus die volgende. 1. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet ook daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge, die diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Tweede plek, jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk in liefde ontvang word. Die derde plek, jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En in die laaste plek, jy moet ook alle afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diakens, geliefde susters, word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse in die gemeente en in die wêreld sigbaar kan word. Saam met die medediakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Die diaken samel dus nie net geld in vir mense wat arm is, omdat hulle nie geld het. Dit ook, maar baie meer is dit. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om watter ander redes ook al van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in noodverkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif gaan uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat julle opdrag is. Ons vra nou om die volgende vraag te antwoord. Al 4, is jy in die hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer en lewe sou afwyk? Broeder Van, jou antwoord? Broeder Christa? Suster Hannetjie? Suster Fiona? Ja. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Amen. Ons gaan hulle wat bevestig is
die bekende seënbede van Psalm 134 se 4de strofe toesing. Terwyl die gemeente dit sing, gaan ek hulle wyksdokument aan hulle oorhandig en 'n handdruk gee en daarna gaan ons hulle vra om die bevestigingsformulier in u teenwoordigheid te onderteken. Psalm 134. Hierdie lidmate terugstap na hulle sitplekke, broers en susters, saam die lof en dank teenoor die Here dat hy in die gemeente 'n broer en susters voorsien het in die besondere dienste. Baie seën. Geliefdes, voordat ons saam bid, die volgende ook in die gemeenskap en uitoefening van die gemeenskap van gelowiges. Hartlik geluk aan die volgende lidmate wat verjaar, 5 tot 11 Junie, die 5de Suster June Creer, gister Lucas Besuidenhout, Mariaan Burger en Moetsie Du Plessis, vandag Laurentia Reders en Petro van Heerden, die 9de Junie Greg Abbott, Jeannie Blighnout en Jorina Derksen en die 10de Annette Oesker. Ons dink in besonder aan Christo Fik, wat in die week 'n operasie ondergaan het, wat reeds tuis aansterk. En saam voordat ons in dankgebed kniel, dink ons in besonder, broers en susters, ook aan Rein en Karen Isner. Julle sien Karen is nie by hom nie. Suster Karen is weer in Mary Potter van Groenkloof Live opgeneem en daarmee het ek vir u die volle prentjie gegee. Broeder Rein, mag die Here op hierdie pad vir julle leer om te volhard. En dan dank ons die Here, broer en suster, vir Hans Jobse, wat weer hier reg voor my sit. Dis die broeder wat in die week wat verby is,
Kuwait toe vertrek het en julle het saam beleef hoe die oorlog daar aan die gang is en hoe die lughawe gebom is terwyl hy al in Dubai was. Ons dank die Here dat sy maatskappy ingewillig het om hom terug te bring. Daarmee saam, vir soveel onskuldige mense wat met hierdie aanhoudende oorlog in die moeilikheid beland. En ook daarmee saam, mense in die Oos-Kaap, wat in die dae wat verby is, weer met watervloed te kampe gehad het. As jy 'n offergawe wil afdra of kan afdra ooreenkomstig die seën van die Here in u lewe, nou by die deure vanoggend vir u kommunisiteit, deputate buitelands en vanaand vir die instandhouding van die erediens. Kom ons dank saam. Ons Vader, ons het U nodig, elke dag. Ons prys U daarvoor dat U dit weet en dat U ons nie verkwalik dat ons in gebed het vir U sê nie, op ons pad, op ons paai, in die lewe, eb 'n vloed, hoogwater, laagwater. Dankie dat U ons raak sien en ons begenadig. En ons prys U dat Jesus Christus U seun is. Want Here God, die Golgotha pad was eintlik ook bestem vir ons, maar U het U seun gegee in ons plek. Ons bid besonder, Here, vir hulle wat ernstig siek is. Wil U Karen begenadig op haar pad weer 'n keer van behandeling. Sien ook broeder Hans se behandeling. En suster Magriet Hubersen. Ons prys U Here dat Hans Job se veilig is, hoog in die lug, tot by Oliver Tambo, by sy mens, by sy vrou, sy kinders, sy kleinkinders. Die paaie van die lewe, Here God, wees ons genadig. As gemeente en ook almal wat as gaste saam met ons aanbid. Laat die seën op ons daal in Jesus naam. Amen. Ons gaan staan, broer en suster, en Skrifruiming 14:2 hartlik saam sing, daarna die uitstuurseën van die Here en ons amenlied Skrifruiming 13:3, daarna hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee of koffie onder die afdak. As jy nog nie daardie gewoonte aangekweek het nie, probeer dit vanoggend en kom kuier 'n oomblik saam. Skrifruiming 14:2.
Liefdes, mag ek met die toestemming vir Elsie Bakker dankie sê. Om op 'n kansel te klim en dit te sien, Elsie, is inspirerend. Het is meer as net oop en toesluit van 'n kerkgebou. Baie dankie daarvoor. Kom ons stel onsself voor die aangesig van die lewende God, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede gee. Amen.